Kom ons vra vir die Here om ons te help met sy woord vanoggend. Vader, u woord is vir ons kosbaar. En dit maak ons so vas aan u. Dit help ons om u werk in ons lewens te verstaan, Here. En ons prys u daarvoor, ons loof u daarvoor. Wil u dan ook u woord vanoggend vir ons toepaslik maak in ons eie lewens, Here. Sodat ons daardeur kan groei na die beeld van Christus. Vanuit uit die groot genade alleen. Amen. Ons is in Romeine 8, het ons nou gedoen, ons gaan oor na Romeine 9 toe, en ons is nog steeds besig met daai beginsel van God se reddende krag. En nou beweeg ons in Romeine 9 in, en dit lyk asof ou met 'n nuwe stuk begin. Maar waarmee is Paulus besig? Dis ons groot vraag wat ons vandag vir onsself gaan vra is, hoe sit Paulus die volgende stuk wat vir ons waar ons nou gaan werk, vir ons reg neer, wat is die fondasie hiervan? Maar kom ons lees dan eers Romeine 9. Ons gaan net die eerste 5 verse lees vandag. Romeine 9 vers 1 tot 5. Romeine 9 vers 1. Ek praat die waarheid in Christus, ja, ek lieg nie. En my gewete, deur die werking van die Heilige Gees, getuig teenoor my, dat ek in my hart 'n ontsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus, in belang van my broers, my volksgenote na die liggaam. Hulle is Israeliete. Aan hulle behoort die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die tempeldiens en die beloftes. Aan hulle behoort die voorvaders. En uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Hy wat God bo alles is. Lofwaardig vir ewig. Amen. Nou as jy hierdie stuk so vinnig voor jou neersit en jy kyk hom so deur, ja, dan sit een van daai stukke waar jy wonder, waarvanaf kom jy, Paulus? Waartoe is jy op pad, Paulus? Want dit is so 'n digte stuk met materiaal waarmee hy besig is om te werk. Veral as jy dan ook nog vorentoe kyk, van hier vanaf vers in hoofstuk 9, deur tot by hoofstuk 11, dan mag jy dalk wonder of Paulus dalk die klits kwyt geraak het. Waarvan praat hy nou? Hy het vir ons dan nou so mooi verduidelik, alles gebeur deur God se reddende krag, genade kom deur God se reddende krag, en nou begin hy met die Israeliete. Hy het vir ons ontwikkel hierdie piek van versekering in ons vorige stuk en die einde van hoofstuk 8, wat ons die 3 eenheid in sien. En dat ons waarlik daarop kan staatmaak dat ons met vreugde na Jesus se karakter kan verander, na Christus se karakter kan verander. En dit, hy skep ons daai fondasies in die 3 eenheid. Hy gebruik die Vader, hy gebruik die Seun en hy gebruik die Heilige Gees om dit vir ons so duidelik te maak. En dan die volgende oomblik, dan spring hy van die krans af oor die Israeliete. Wat op aarde? Is hier dan nou 2 evangelies waarna ons moet kyk? Een vir Israel en een vir die res van die wêreld? En dan is daar ook nou nog, wat as ons nou begin verder lees, dan kom ons agter, maar hier's temas. Is daar 2 evangelies, een vir die gekiesdes
en een van die verwerptes? En dan ervaar ons dat die grootste chaos moontlik breek uit in die Christen gemeenskap oor die evangeliese fondasies. En hierdie 3 hoofstukke, 9, 10 en 11, is soos 'n oorlogsveld. As dit kom by idees en teorieë oor Israel en oor die Christelike gemeenskap, die kerk. Ons ken mos almal daai vloekwoorde van ons geloof. Uitverkiesing of vrye wil en daar baklei ons. Of oor dispensasie teenoor verbonds of vervanging van Israel en daar baklei ons weer. En die nie-Christene staan aan die buitekant en hulle kyk na ons en hulle lag. Kyk, hy klomp baklei gatte, wat nou alweer vir my wil preek oor God se vrede, maar kyk hoe baklei hulle. Waar lê hierdie probleem met hierdie stuk? Ek dink ons moet eers kyk na die bril wat ons opgesit het, voor ons begin lees het aan hierdie stuk. Voor ons werklik wel gaan kyk wat hierdie stuk vir ons sê. Wat het ek oor God besluit, in terme van sy karakter, en wat hy moet doen, voor ek begin lees het aan hierdie stuk, aan hierdie 3 hoofstukke. Het ek toegelaat dat God sy waarheid aan my voorstel, en ek aanpas by sy waarheid? Of soek ek my leesbril, sodat ek die idees wat hier in staan by myself kan aanpas, of by my groep se idees kan aanpas? En ek dink Paulus het besef dis wat gaan gebeur, as hy hierdie stuk begin verduidelik, die geskiedenis wat met die evangelie gebeur het, in hoofstuk 9 tot 11. So, kom ons haal ons bril af, kom ons maak hom mooi skoon, met die eerste 5 verse van Romeine 9. En ons kyk wat Paulus se stelling is in hierdie stuk. Want Paulus is besig met 'n probleemstelling, wat vloei uit die beginsels van God se krag tot redding, wat hy sover met ons gedoen het. Veral uit die versekering wat hy ons gegee het in hoofstuk 8, ons sal nie van God geskei word nie. En dan tweedens, bespreek hy die erns van hierdie stelling wat hy nou gaan maak, hierdie probleemstelling. En is vir ons belangrik om die erns hiervan raak te sien. En reg te interpreteer, voor ons vorentoe beweeg, en na die res van hierdie 3 hoofstukke kyk, hoe hy vir ons gaan verduidelik, hoe die geskiedenis van God se krag tot redding, en die geskiedenis saamgewerk het. Die eerste punt wat ons dus dan gaan doen is ons tweede stelling. Wat is die erns van hierdie saak en hoe moet ons dit reg interpreteer? En die eerste vraag wat ons voor ons het is hoe kan ons sien Paulus maak 'n probleemstelling vir ons duidelik. Hy's besig om in die stuk so saam te vat en vir ons 'n probleemstelling te gee oor Israel en die geskiedenis van die evangelie. Maar hoe sien ons Paulus maak 'n probleemstelling? En ons sien dit uit die manier waarop Paulus hierdie stelling van hom raam.
In vers 1 sien ons, ek praat die waarheid in Christus. Ja, ek lieg nie, en my gewete, deur die werking van die Heilige Gees, getuig teenoor my. Hier in vers 1 maak Paulus sekere aansprake wat van ons vereis dat ons nou na sy probleemstelling moet oplet. Hy sê, ek lieg nie. En hy praat van sy gewete, wat deur die Heilige Gees ondersteun word. So hy beroep homself eerstens op Christus as die basis van die waarheid wat hy nou moet uitspreek. Hy praat vanuit Christus. Want Christus is die waarheid. Hy praat die waarheid in Christus. So hy kan nie wat hy nou gaan sê met sy eie persoonlike uitkyk of begeerte inkleer, manipuleer of verdraai nie. Hy mag nie. Hy kan nie. Dis hoe ernstig dit vir Paulus is as hy hierdie stelling begin. Die feit dat Paulus hierdie stelling moet maak, wys vir ons hoe ernstig die stelling wat kom, opgeneem moet word. As hy so oor Christus praat, en hy sê, praat die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete word deur die werking van die Heilige Gees getuig teenoor my, dan moet ons verstaan hoe ernstig ons moet opneem wat hy nou gaan sê. Die tweede deel van vers 1 neem Paulus eie ervaring gevange, sodat hy homself onderwerp aan wat God se waarheid is. Wat sê? Hy vat sy gewete, tweede deel van vers 1, ek lieg nie, en dan sê hy, en my gewete deur die werking van die Heilige Gees getuig teenoor my. So hy vat sy eie ervaring gevange, sodat hy homself onderwerp aan dit wat God se waarheid is, wat in sy probleemstelling nou gaan voorkom. En Paulus ervaar in hierdie stelling wat hy nou maak, presies dit wat hy ons geleer het in hoofstuk 8 vers 26 tot 28. Onthou julle daai stuk? Vers 26, hoofstuk 8 vers 26. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waaroor ons behoort te bid nie. Maar die Gees self tree in vir ons met versigtings wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. En dan hierdie woorde. Ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Paulus weet nie hoe om sy pyn van vers 3, waar sy stelling begin, te kom nie. Hy weet nie hoe om dit te kom nie. En daarom moet hy eerder op die pyn van die Heilige Gees, wat saam met hom pyn ervaar in hierdie situasie, moet hy daarop staat maak, op die Heilige Gees staat maak, om namens hom in te tree, sodat hy die waarheid in liefde kan opstel, in hierdie stelling wat hy moet maak, oor sy eie mense. Paulus weet, op sy eie sal hy hierdie interpretasie van die geskiedenis waarop hy sy stelling nou moet bou, vervals, as gevolg van sy eie vooroordele. Want dit skep pyn by hom, en hy is versoek
om dit te vervals vir die voordeel van sy volk. As hy sy pynvolle probleemstelling begin voltooi, dan onderwerp hy homself weer aan Christus se gesag in hoofstuk 8 vers 5, die tweede helfte van vers 5. Kom ons lees tweede helfte van vers 5. Aan hulle behoort die voorvaders en hulle het ook die Christus as mens gekom en dan sê hy die volgende: Hy wat God bo alles is, waarlik lofwaardig vir ewig. Amen. Hy begin met ek praat die waarheid in Christus en dan sê hy wat God bo alles is, dis Christus, want hy het nou sopas in hoofstuk vers 5 ook van Christus gepraat. Hy wat God bo alles is, lofwaardig vir ewig. Amen. Hy onderwerp hom weer aan die gesag van Christus wanneer hy sy stelling klaarmaak. So versigtig is hy met sy stelling. Hy sien sy moeitevolle menslike woorde tussen hierdie twee stelling, tussen hierdie twee rame wat hy vir homself stel. In die lig van Jesus se gesag, as God wat altyd ons ten goeie is, en daarom Paulus se lof moet ontvang, selfs as dit vir hom moeilik. En hierdie raam wat ons hier oor hierdie stuk sien, is vir ons 'n lieflike voorbeeld van die effek van die evangelie. Paulus is vol pyn oor die waarheid wat hy moet bring. En daarom maak hy seker dit word gedoop in die liefdevolle deelname van die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei hom in hierdie gesprek. God weet die beste. En dit is goed so. Al is dit vir my pynvol. Maar hoekom is die punt van bespreking, die probleemstelling wat Paulus nou gaan maak, vir hom so pynvol? En dis ons tweede punt vandag is dat ons vind Paulus se probleemstelling vir ons in vers 3 tot 5, die eerste deel van vers 5. Kom ons lees dit. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus in belang van my broers, my volksgenote na die liggaam. Hulle is Israeliete. Aan hulle behoort die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die tempeldiens en die beloftes. Aan hulle behoort die voorvaders en uit hulle het ook die Christus as mens gekom. As jy vers 3 kyk, dan herinner dit jou aan iets. Dit herinner jou aan die berg Sinai en Moses se gebed bo op die berg. As die Israeliete vir hulle 'n goue kalf bou. En Paulus vind hom in Moses se skoene by die berg Sinai, as hy oor hierdie stuk dink, as hy oor hierdie probleemstelling dink. Dit is in vers 3 waar 'n hele geskiedenis ontbloot word rondom die houding van Israel teenoor God. En Paulus bid vir 'n volk wat Jesus as Messias verwerp het. Dis sy pyn wat hy ervaar. Soos Moses dit ervaar het in Eksodus 32 vers 32 en hy moet daai gebed bid vir dieselfde volk as hulle God as 'n redder verwerp en 'n goue kalf soek, hulle soek 'n beeld van God, 'n goue kalf, 'n verkleinde weergawe van Baal, die afgod waarmee hulle beter kan assosieer uit die mense wat rondom hulle bly en wat hulle voel hulle kan beheer. Hulle kan nie hierdie God beheer op die berg nie.
En God sê, Moses, ek gaan hierdie volk vernietig, en ek gaan van jou 'n volk maak. En Moses plaas homself voor God en sê, asseblief, vernietig my dan ook eerder saam. En Paulus vind homself in vers 3, soos Moses, in 'n posisie waar hy homself in sy eie voordeel eerder wil opoffer vir sy volk se onthalwe, dat hulle gered kan word. Die verskil tussen Moses en Paulus se uitgesproke begeerte is by Moses is die draaipunt voor God se optrede. Die gesprek vind plaas voor God optree. Terwyl by Paulus is die draaipunt na God se optrede. Christus het klaar aan die kruis gesterf en is verwerp deur die volk. Hoekom is dit so 'n krisis vir Paulus? Kom ons lees vers 4. Hulle is Israeliete, aan hulle behoort die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die tempeldiens en die beloftes. Aan hulle behoort die voorvaders, en uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Israel, die Jode, het 'n ongelooflike voorreg in die geskiedenis gehad. Die evangelie in die Ou Testament was hulle sinne. Net hulle naam is reeds al 'n voorreg as die teken van God se teenwoordigheid by iemand. Israeliete. Jakob se nuwe naam. En God noem hulle sy kinders. Hy het hulle aangeneem as sy kinders en hy noem hulle sy kinders keer op keer op keer deur die hele Ou Testament. God is teenwoordig onder hulle. Die tabernakel, die tempel. Sy tekens van teenwoordigheid is duidelik vir hulle. Hulle het sy heerlikheid in hulle midde. En hy onderneem vir hulle deur met hulle verbonde aan te gaan, keer op keer, keer op keer. Hy openbaar hom aan hulle deur sy wet en dan deur die genade offers wat hy gee. Hy leer hulle wat dit beteken om in sonde te wees en om verlossing te ontvang. Hulle leer, hulle gaan 'n verlosser ontvang. Hulle staan in die genadeskaduwee van Abraham, van Isak en van Jakob, hulle voorvaders, vir wie God al die beloftes gegee het, wat in hulle gesetel is. En uit wie die Messias as mens verskyn. Tevoorskyn kom, wat al hierdie voorregte kom saamvat in homself en hom aanbied as die verlosser. God self, Christus, en wat dus lofwaardig is. En wat doen hulle? Hulle verwerp hom. En juist daarom beleef Paulus hierdie krisis in sy gees.
Want dit is dieselfde bevoorregte volk wat by Sinaï God verwerp, en nou in Paulus se tyd, in Jesus self, God weer verwerp. En hier kom die punt. Hy was self deel van daardie verwerping van Christus. Hy kan homself nie van hulle distansieer nie. Want hy het self oorspronklik daaraan deelgeneem en Jesus verwerp as die verlosser. En nou kan ons sien hoekom hierdie historiese probleemstelling wat hy nou mee besig is, so belangrik is vir die behoud van die evangelie as God se krag tot redding. As jy gaan kyk na die Ou Testament en hierdie oorgang na 'n nuwe verbond toe, wat in Christus gevorm is, waar pas alles in? Paulus is nie besig met 'n voorspelling van wat gaan gebeur, en as jy nou verder begin lees, hoe gaan Israel nou weer terugkom, en eras wat moet plaasvind, of 'n tweespalt oor hoe God gaan red. Nee. Hy is besig om te verduidelik hoe God se genade deurslaggewend is in die reddingsproses. Selfs al skep dit vir hom ongelooflike pyn vir hom wat Paulus is, as hy dit histories moet verduidelik. En die basis van die evangelie, God se individuele krag tot redding deur sy genade, raak vir ons duidelik en speel uit deur die hele Ou Testament en in die Nuwe Testament, soos Paulus dit nou vir ons verder gaan verduidelik. Hy gaan vir ons die voorbeelde gee van hoe God se genade tot redding in individue uitspeel. En hy doen dit om die eenheid in die Romese gemeentes te behou. Want hulle bestaan uit Jode en nie-Jode. En daar's 'n geskil. Oor Israel. En hoe Israel tot redding kom. Ons het nou die bril skoon gemaak. Dit is al wat ons gedoen het vandag. Ons moes eers hierdie verstaan voor ons enigiets verder kan lees. Paulus se probleemstelling plaas 'n baie belangrike beginsel vir elkeen van ons se deur. Hy verduidelik vir ons deur Israel se verbondsgeskiedenis as 'n voorbeeld. Hy verduidelik dit, hierdie beginsel vir ons, deur Israel se verbondsgeskiedenis as 'n voorbeeld. En die beginsel is as volg. Jy kan geestelik histories al die voordele in die wêreld hê. Maar as jy nie in Christus te vind is nie, het jy niks. Dit is net God se reddende krag tot genade, wat in Christus te vind is, wat jou gaan verlos.
En soos Israel, wat kan aanspraak maak op al hierdie goed, wat hy hier noem. So kan die Afrikaner kom en hy kan sê, maar ek het al hierdie voordele. Ek het hierdie ryk geskiedenis van Christenskap. En nie Amerikaners kan dieselfde doen. Hulle het hierdie ryk geskiedenis van Christenskap deur die eeue heen. Jy kan die geestelike stories al die voordele in die wêreld hê. Jou oupa kon 'n dominee gewees het. Maar as jy nie in Christus te vind is vir die reddende krag van genade van God nie, het jy niks nie. Dis die anker wat Paulus besig is om in te kap hierso. Het jy hierdie kasteel van valshede en selfwaarhede waagter jy skuil van teologie? Kom ons noem dit maar teologie. Doktrines. En jy stel hulle soos 'n kasteelmuur vir jouself op. Waar jy dan skuil van hoe God moet wees en veronderstel is om te wees en hoe hy is, net om daardeur self regverdig voor God te probeer wees. As jy in die straat afstap en jy keer 'n ou voor en jy begin met hom praat, dan gaan hy vir jou goed sê oor God. Hoe God veronderstel is om te wees, hoe hy dink God is. En is 'n kans om self regverdig voor God te wil wees. Hoekom doen ons dit? Want ons vrees God se redding is nie noodwendig vir ons eg nie. Of ons is te trots om te erken, ek het dit regtig nodig. Ja, die beginsel is vir my fyn. Maar ek het dit nie regtig nodig nie, want ek is goed genoeg. En nou begin ons insien hoe hierdie stuk vorentoe met leerstellings van verskeie oorde af gesaai is. En ons vind dit aanloklik, want dit help ons om weer 'n skuiwergat te soek, soos wat ons in die begin van Romeine geleer het, om weg te kom met die ding, uit die punt uit dat ons God se waarheid onderdruk. Leerstellings is goed vir ons, en dis gesond vir ons. Is goed dat ons dit weet, is gesond dat ons dit bymekaar maak. Solank dit ons blootstel aan God se waarheid, soos gevind in die evangelie van Christus, nie andersom nie. Nie my idee vat en kyk of dit iewers kan ingepas word, ingedruk word, sodat ek daarmee kan wegkom. Die Fariseërs was ook seker van hulle leerstellings. En hoe dit hulle moes regverdig. Hulle was mos reg met God. Maar het Christus verwerp. Leerstellings is veronderstel om lewe deur die Gees voort te bring. As dit op die waarheid gebaseer is, as dit op die evangelie van Christus gebaseer is. Nie 'n doodse akademiese trots en 'n verdeeldheid, wat veroorsaak het as so onder mekaar baklei soos wat ons doen nie.
En dan dink jy aan Paulus se ervaring in hierdie stuk, en dan vra jy jouself net die oomblik af. Beleef ek ook so 'n krisis vir die mense om my? Is dit my ervaring? Ek wil so graag hê hulle moet tot inkeer kom, ware inkeer kom, of kyk ek neer op hulle want hulle het nie my idees nie? Waar vind jy jou ten opsigte van God se krag tot redding vanoggend? Waarin glo jy vir jou redding? Is dit vir jou teorieë, idees, en jy bly staan by hulle? Of het Christus regtig die reddende krag van genade in jou lewe geword? Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is te vind in Jesus Christus as mens, hy wat God bo alles is. Lofwaardig, vir ewig. Vind dit in hom. Alleen hy kan dit vir jou gee. Amen. Here, ons is so intens bewus van dat ons so maklik kan ons eie idees vorentoe stoot. Selfs al ken ons U, as ons so diep gesetel in U, Here, dan het ons nog steeds hierdie versoekings om die waarhede te vat en hulle vorentoe te stoot, sodat ons kan veilig voel agter hulle, in plaas van dat ons U waarheid, U woord neem en toelaat dat dit ons verander. Deur U Heilige Gees, wat in ons werk. Here, dankie dat U in ons bly werk, Here. Dankie dat U hierdie skanse afbreek, soos wat Paulus op 'n ander plek vir ons skryf. U bly dit afbreek. Help ons, Here, om U te volg met U alle waarheid, met U volle waarheid. Na U te kyk, niks anders aan te kyk nie. Niks anders aan vas te hou nie. Maar die reddende krag van genade deur Jesus Christus alleen. Mag hy daardeur verheerlik word. En al die lof ontvang. Amen. Amen.